Ons skriflesing vir hierdie week is Johannes 20 vers 19 tot 31. Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar, en alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die, wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy naam, die lewe kan hê. Mag hierdie teks diep in jou hart insink. Hoe sou jy oor hierdie teksgedeelte voel? Of watter gevoel wek hierdie teks binne jou? O Here, wil U hierdie teks vir my oopbreek? Oopbreek sodat ek dieper kan sien, dieper kan verstaan en uiteindelik nuut kan leef. Amen.